power of your desire. Die krag van begeerte in ons lewe. And how important it is to manage the desires of our own hearts. En het lees so in Psalm 37 vers 4 sê, take the light, daai vertaling sê, take the light in the Lord and he will give you the desires of your hearts. En ek wil vir jou sê dat desire is 'n verborgde krag wat baie van min van ons werklik verstaan. En nou die Here werk deur die krag van jou hart. Jy weet, agter elke besluit, agter elke endeavor wat ons doen, after behind every pursuit, every sacrifice, every destiny that people move in, there lies one power or one force, and that's the force of desire. Begeerte. Hallo? As jy dit oorwonder, dink net met wie het jy getrou? Hallo? Want agter daai besluit was daar 'n Nou kyk al die getroude mense so stokstyf vorentoe. There was a desire or a love or a reaching out. Dan nou praat ek die waarheid. Ja. Dis so. Jy sien, desire is soos die quiet engine van die mens se hart. Dis 'n force wat daar agter is. Jason, vra net jou pa hoekom het hy met jou ma getrou. Dan sal hy sê, dit is 'n ja. Ja, desire is 'n engine, jy weet, die Here werk binne ons. Jy sien, voor enige aksie te gebeur in ons, enige van ons se lewe, wat ons kan sien, is daar 'n binnewerking. En daai werking is baie keer 'n begeerte. It's a desire. Weet, Spreuke 4, ons ken dit so goed, vers 23 sê, bewaar jou hart bo alle dinge. Guard your heart above all things, for from it. En ek gee het gou vir die New King James, dit sê vir my net 'n bietjie mooier. For everything you do flows from it. Hierdie vertaling sê, for out of it springs the issues of life. Uit jou hart, sê gou vir jou buurman, uit jou hart. Alles wat jy in hierdie lewe doen, vloei van jou hart. Hallo, het jy al gesien as jy in 'n fight is, dan vloei dit van jou hart. Alles wat jy vandag doen, jou kwaad en jou anger, maar ook alle liefde, alle goeie dinge, vloei vanuit jou hart. Vanuit die begeerte van jou hart. En ons hart is die middelpunt van die begeertes van ons lewe. Our heart is the center of the desires of your life. And so it's very important for you and me to manage our desires. To manage our desires. Jy sien, in die middelpunt van waartoe ons gaan lê begeerte. Ons begeerte bepaal ons prioriteite. Kyk net na iemand wat verlief is. They desire to spend time with the person they love. En wat doen hulle? Hulle dink die hele dag aan hulle. Ons noem dit muisneste. Hulle het muisneste. Ja. Wie van julle het al met iemand gewerk wat verlief is? Niemand nie. Llewellyn? Was jy al verlief? Nog nooit nie. Vra sy broer. Ja. Jou prioriteit, jy weet, begeerte skep ons prioriteite of shape ons prioriteite. Ons prioriteite skep ons aksies. En ons aksies maak ons toekoms. Dis waartoe jy gaan. En baie mense glo net hulle omstandighede bepaal hulle lewe. Your circumstances determines your life. It's not the truth. It's not opportunities. It's not talent that shapes your life. It is whatever you desire strongest in your life will eventually become your goal and direction. As jy een ding sterk begeer. So die vraag is nie of jy iets begeer nie. Die vraag is wat begeer jy die sterkste? Hallo? Ja. Ek sien dit met my twee manne wat nou hulle begeer om strong men te wees. En ek wil vir jou sê, my yskas word nou gereid, maar nou bly die sweets. Die chocolates lê in die laai. Hulle kry nou al so 'n wit skimmel. Want niemand, deesdae eet Samuel dit weer.
Maar op 'n stadium, jy weet wat, moes ek maar al die sweets opeet. Want hulle word oud. Maar hierdie manne gym, joh. En hulle oefen, en hulle soek proteïene, hulle soek nie carbs nie. Nou kook Christiana rys, dan eet ek 5 dae aan dit. Maar hulle wil nie carbs eet nie. Dan sien jy die krag van begeerte. You see, everything in life begins with a desire. David desired God. Hy het 'n begeerte gehad na die Here. And so he pursued God. Jy sien regdeur van 'n herder af, toe hy met skape was, sê hy, my begeerte is na U, o God. Dis hy wat gesê het, soos 'n hert smag na waterstrome, so smag my siel na U, o God. En ons weet, hulle sê in rugby, die span wat die hongerste het, is die een wat wen. You know that word, or the definition of hunger is desire. The one who desires it most. And so often we forget that you know, when we manage our hearts, of ons harte rig, our desires create an action, and it creates an outcome. Dis 'n begeerte wat binne in jou hart is. En so, die koning van Israel, sy hart het nie begin brand vir die Here toe hy koning word nie. Dit het begin brand vir die Here baie jare tevore. Baie jare tevore, onthou julle, toe Goliat, en hoe kan jy dit sien? Toe Goliat die volk uitdaag, when Goliath was challenging the people of Israel, het hy hulle God uitgedaag en gesê, waar is julle God dan nou? En Dawid het gesê, wie is hierdie onbesnede Filistyn, dat hy die God van Israel uitdaag? Nie dat hy ons uitdaag nie, maar oor sy woorde, Dawid se brandende passie na die Here was so groot, dat toe Goliat die Here uitdaag, het hy dit persoonlik gevoel. Hoekom? His desire to please God was so great, dat hy daar gaan staan met 'n klip en 'n slingervel, nie om Dawid te verdedig nie, maar om die Here se naam. That was the outstanding character or quality of this man. That God was so important. He desired to please God so much. So wanneer ons kyk na begeerte, jy weet, niemand bou 'n suksesvolle besigheid sonder om eers te begeer om in besigheid suksesvol te wees nie. Om eers te begeer om in hierdie wêreld 'n verskil te maak. Niemand word net 'n goeie musikant omdat hulle net gedink het, ag, ek gaan dit doen nie. Hy het dit begeer. You know, it takes discipline, and that discipline comes from a heart of desire, of 'n begeerte binne in die hart. Jy doen dit nie oornag nie. Geen sportman word 'n goeie sportsman net omdat hy gedink het, ek gaan goed wees daarin nie. Hallo, baie mense het talent, but very few the desire to actually make it a success. So nou moet jy jouself vra, kom ons kyk gou-gou. Dawid sê, een ding wat ek soek, en dit sal ek begeer, om in die huis van die Here te wandel. And this I desire. Wat is die begeerte van jou hart? As jy 'n pen en papier het, vat gou-gou, vat 'n oomblik, en skryf neer, wat is die nommer 1 begeerte van jou hart vandag? Want dit guide na jou lewe. Die nommer 1, en as jy dit nie kan skryf nie, then you're aiming for nothing. And let me tell you, you are going to hit it. Because then you've not allowed your heart to have a passion. And God stirs us as well. So, jy weet, niemand hardloop 'n marathon sonder om eers die begeerte te gehad het om 'n racieslyn klaar te maak. Gistermôre was ek in Pretoria, ons het op 'n kamp bedien, en ek moes na Pietersburg toe ry vir 'n begrafnis 10:00 die oggend. En dan moes ek Jaap julle weer gaan haal daarna. En so nou vroeg in die oggend het daar's 'n ou met sy koffiewinkeltjie daar, sy naam is Willie. Hy is van Kreersdorp, hy is van Krugersdorp. En hier is koffie daar, en hy maak 'n baie lekker koffie, hulle noem dit 'n dirty blonde. Ek weet nie hoekom dit 'n dirty blonde is nie, maar net omdat hy stroopsoet. Nou ek weet nie, is dirty blonde soet of so stout nie, maar toe maar. Maar in 'n geval, nou sê hy vir my, nou staan ek by hom, dit is net na, wat is dit, 6:30? Net 6:15, 6:30. Nou sê hy vir hom, maar jy is vroeg op, sê nee, ek het klaar 5 kilometer gedraf vanmôre.
Nou sê ek van weet, die Bybel praat oor drawers. Hy sê, sommige hardloop, al sien hulle nie 'n leeu nie. Ek lieg, dit sê nie sommige nie, dit sê die onregverdige, the unrighteous run with nothing chasing them. Dis wat die Bybel sê, oor drawers. The wicked run with no one chasing them. Ja, dis hoe ek nie draf nie. Dis soos golfers, jy weet, hulle slat die bal om homself te jaag. Aboe. Ek gooi vir my hond, dan bring hy hom dan terug, jy weet. Dis 'n sinlose oefening. Jy weet, poef, slat hom, dan loop jy daaraan toe en slat jy hom weer. Jy het nie hierdie ding mooi deurdink nie. Dis so straf. Stem jy saam met jy? Ja. Stefan, stem jy saam met my? Ja, nee. Ja, daar is net iets daar wat nie sin maak. En dan sê, hoekom het jy gedoen? Sê nee, ou het hom een dag uitgedaag en gesê, ek gaan die Comrades hardloop jy het saam. En voor hy homself kon kry te sê, ja. Toe besef hy, maar as hy die Comrades wil hardloop, moet hy iets doen. En in 8 maande het hy homself reg gekry met die Comrades hardloop en het klaargemaak. Toe sê hy, van daar af het 'n begeerte in my hart ontstaan om te hardloop. En elke oggend as ek so draf van beleef ek die teenwoordigheid van die Here saam met my. Ek beleef dit ook, maar ek beleef dit in die bed. maar verstaan, jy doen nie net dit uit so in die wind uit nie, dan moet 'n begeerte wees. En see, desire ignites momentum and movement. And movement brings change. En wanneer ons harte kan rig, en dis die belangrike ding vanmôre waaroor ek wil praat, the power of actually desire in your life. And it's a small thing, it's a small word, but it has a major impact. It has a major impact on the direction of our lives. Desire creates a major outcome. Where there's no pursuit, there's no growth. Where there's no pursuit, there's no growth. And there's no pursuit without desire. You have to have a desire in your heart to reach a goal. Om 'n doel te bereik. And that's why desire is so important. That's why God begins His work inside of your heart. He places a desire. Daarom sê die woord, dis hy, it's He who works in us to will and to work according to His purpose. Dit begin by 'n begeerte. Daarom sê die woord in 1 Korintiërs 14, hy sê, earnestly desire spiritual gifts. Want wat jy begeer, reik jy na toe uit. What you desire, if you desire something, your life starts to revolve and focus on it. Hallo. Het jy al iemand gesien wat baie gefokus is? Hulle is gefokus want hulle het 'n begeerte of 'n doel. They have a desire. Before revival starts, before an outpouring of the Spirit comes, God creates a hunger in the hearts of His people. And that word hunger is desire. Daarom sê die woord seënd, sê Jesus in Matteus 5, seënd is hulle wat honger en dors na geregtigheid. Het jy al gesien, het jy al honger gewees? Wie het al honger geword? Jy gesien, jy maak 'n plan. 'n Honger ou maak 'n plan. Nee, julle was nog net honger nie. Ek is nou honger, ek het begin nou lus raak vir KFC hoor. Wie van julle was al regtig honger? As jy regtig honger is, jy maak 'n plan, jy begin dink. Anita Giovanni het vir my gesê, die grootste skok in haar lewe van 'n Italiaaner getrou te wees, is hulle word honger in die oggend. En dan dink hulle al aan vanaand en môre se etes. Hulle wil weet, wat eet ons vir die naweek? Nie wat eet ons nou nie. Maar sy sê nie, ons gaan sommer 'n croissant eet, croissant. 'n Croissant. Dis 'n snack. Croissant en kaas en koue vleis.
Dis nie lunch nie. Dis nie lunch nie. Dan moet vleis wees. Croissant is 'n vegetable. Dis is hoender. Dis 'n vegetable. You see, the thing is, if you have really been hungry, you start to plan. And you know, hunger is something that drives you. Wie is jy regtig dors? Ja. Then you start to search for something to drink. Dit kan nie wag nie, dit moet nou gebeur. And you see, oftentimes we do not understand the hidden powers that drive our lives. And there are hidden powers. You know, there's a desire to be noticed or seen by people. That drives many people. There's a desire for acknowledgement or a desire for love. And we don't realize, but these are motivators. James 1:14 says the following, as jy kan vir my opgooi, each person is tempted when they are dragged away by their own, what? Desire. You can only be tempted by what you desire. Dink mooi daaraan. And enticed. Then after desire has what? Conceived. It gives birth to sin. Your desires conceives things. Kom ons kyk hierdie na die negatiewe, maar die goeie ook. The passage reveals a spiritual progression. Desire conceives action. And action conceives outcome. It brings an outcome. In everything in life, it starts with a desire. Alles begin met 'n begeerte in jou hart. Everything starts there. Every action begins as a desire. And that means the battle for your life is only thought in your behavior. Jy sien baie keer ons probeer die behavior address, ons probeer issues address. It starts with what do you actually desire. Come on, het jy dit neergeskryf wat jy begeer? Hoe gaat's? Daar gaan die battery nou pap. If your desires are misdirected, your life will drift away from the purposes of God. As jou begeerte verkeerd directed is. But if your desires are aligned with God, you will move towards His purposes for you. Circumstances can be the same, but your desire will make a difference. Jy weet, jy kry mense wat in dieselfde situasie groot geword het, dieselfde huisgesin, dieselfde omstandighede, maar totaal verskillend uitlewe. Het jy dit al gesien? Why is that? Why is that? Our desires are different. So we as God's people have this wonderful promise from Psalm 37, that if we delight ourselves in the Lord, He will give, or He will work out the desires of your heart. He will bring it into manifestation. Jy sien, party mense desire comfort. Het jy dit al gesien? Hulle wil net gemaklik lewe. And everything in their lives is revolving around their comfort. You find people who desires growth. They are totally different. They will constantly read. They will constantly study. They will constantly be busy with bettering themselves. Hulle kom van dieselfde familie af. There are some people who desire purpose. Hulle wil 'n lewensdoel bereik. Hulle wil iets groots bereik. And they are willing to sacrifice for it. Het julle al gesien 'n ou wat comfort desire? It's not good to sacrifice. Gaan kyk net wie is 5 uur die môre in die gym. It's not the guy desiring comfort. He's not there. Some people desire approval. Approval of people. Sy lewe is anders. Their lives are different. They do everything people want. They are people pleasers. Others desire God's presence. Over time, oor tyd,
bepaal jou begeertes die trajectory van jou lewe. So wat is die begeerte van jou hart? And this morning when we speak about this, it's a very big topic to just do in this short session and to just do in this short time. But the key issue here is what is the desire of your heart? David's desire, and you can read it in the Psalms, often he says, I want the Lord. Dis iets wat ek begeer. Ons gaan nou na 2 of 3 versies daarvan kyk. Ekskuus, my tablet het dood gegaan hierso. Hy het nie dood gegaan nie, sy battery het pap geword. Hier kap hy om hier voor my, jy weet. Skopstyf. So as ek en jy dit weet, ons weet dat ons begeertes die rigting van ons lewe bepaal. Ek meen, kyk net na jou eggenoot wat langs jou sit. Wat het jy daar gebring? Ek hoop jy kan smile as jy daar kyk. Yeah, your desires. Yeah. You see, our desires, there's such a battle for desires. Daar's so 'n stryd. Die TV vertel vir jou wat jy moet begeer. Hallo? Ja. Everything in media, social media, everything around you tells you that this is what you should desire to look like. This is what you should desire to wear. Hierdie is die juwele wat jy moet begeer om te dra en aan te trek. En hierdie kar moet jy begeer. Ons is gister by 'n begrafnis op 'n reservaat. Dis 'n verkeerde plek om 'n begrafnis te hou. Op 'n reservaat buite Pietersburg. My vaderland. Nou my kar is hoog en die modder ek het net dit gemaak. Toe die begrafnis, toe ons daar kom, het dit so baie gereën. Het was raining and raining and raining and raining. En ek het net deur, ek het so gegly. Dit was regtig baie exciting. Dit was jammer my kinders was nie saam nie. Dit was a very exciting trip. Toe ek by die begrafnis kom, is ek al sopnat gesweet van stres. En my stuurwiel het sulke dik duike in, so het ek hom vasgehou. Toe ons daar uitry, daai BMW's, daar kom mense met sulke langslap BMW's en Mercedes'e. It was the wrong car for the wrong function. Hulle lê op hulle pense en hy modder. Daar kom 'n oomie met sy Toyota bakkie. Hy dra so 'n Valley Capsie, so 'n Brain Army Capsie. Hy lag so. Hy het lekker gekry, jong, hy het lekker gekry. Hier staan hy anties met hulle stilette skoene so diep in die modder. Daar stop 'n vrou, sy werk vir Shoprite, sy luister, ek het plastic sakkies en rekkies. Ons bind ons skoene om plastic sakkies en rekkies, ons reën almal sopnat. Maar daai oom smile, hy ry sy Toyota bakkie, hy trek hulle een na die ander uit die modder uit. Alles loop reg, altyd reg. Met 'n Fanta. Nee, Toyota. Hy trek hulle die een, hy trek hy Amarok oomie uit, hy lag so lekker. Hy kry so lekker, joh. Ek wens ek kon 'n week moes 'n video daarvan vat, maar hy kry so lekker, hy trek hy BMW, daar gaan die Mercedes, daar gaan die Amarok. Hy sê vir my staan, hy sê, seun, kom ons kyk of jy deurkom. No pressure, oom, no pressure. Maar ek sit hom voet in die hoek, hy gly so, woers ek deur. Hy sê, nee, wel gedaan. Ek sê, bless jou oom met jou Toyota, hoor, bless vir jou. Ons Toyota en Ford man is okay. Nee, ek is nie 'n Ford man, ek ry net 'n Ford. Maar hy is 'n Ford man, ek dink toe, hy sal ook dalk moes uittrek vandag. Maar hy trek hulle die een na die ander uit. Jy weet, sometimes our hearts, we get so conditioned of how we should live and what we should drive, what beauty is. You know that God made every person beautiful. The world tells you, jy moet op die skaal klim en dan moet daar 46 staan, of wat moet daar staan? Wie van julle weet? Ek weet nie, ek dryp hom elke keer. Ek weet nie wat met die punte wees nie.
Staan eers met jou een voet en dan die ander voet, ja. En jy is heeltemal Alistair. But the key thing here is, we get so quickly conditioned that our heart's desires are so misaligned. And you know why many people's lives are in trouble? Their desires lead them there. Why is our world suffering with debt? Our desires have been conditioned by the wrong thing. We have been conditioned to desire to be part of something which doesn't exist. Listen, the stuff they show there does not exist. Het julle al gesien op drankadvertensies, dan wys al die mense wat dans. Ek was al daar by daai kroeg. Hulle lyk nie so nie. Hulle eindig ook nie so op, hulle huil almal na die tyd. En dan is daai Henkske rekening om te betaal. En hulle sit niemand die volgende môre, is dit so. Luister, ek het al 'n paar troues gedoen wat ek gedink het, ek moes dalk nie daar gewees het nie. Aan die einde dan lê die bruid op die grond en huil snot en trane, hulle kan nie regop loop nie. En dink ek sê vir Christen, ek dink is ons cue om huis toe te gaan. Life is worth much more. God wants to condition the desire of your heart correctly. And ek en jy weet, is 'n klein stellingkie, but when we look at the right things, when we look at the Lord, David says it so, one thing I ask, and this I will seek or desire, and that is that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, and behold the Lord's beauty. Ek wil die goedheid van God aanskou. I want to see the goodness of God. And you see, when our hearts are aligned correctly and our desires are aligned with the purposes of God, He says the following about His heart for us. That you will see the goodness of God in the land of the living. That you will live your life in fullness. And dan sê hy so, and that your soul will be satisfied. Wie van julle hierso is tevrede? Your soul is satisfied. Your soul is satisfied. So little people. Ek meen, ek het nou, ons het gister 'n begrafnis gedoen van 'n baie jong ma. En weet jy, niemand daar het gesê, sy het hierdie mooi klere gedra, en ons sal haar daarvoor onthou nie. Niemand daar het gesê, ons sal haar kar onthou nie. Niemand, we do a lot of funerals, unfortunately, as well. We do a lot of things that, and I've sat next to deathbeds in people in this old age home, en niemand van hulle het gepraat oor, ek wou nog daai een trip doen nie. They all spoke about their family and their loved ones. They spoke about their love for God. Jy weet, meeste mense op hulle sterfbed sê, Here, ek hoop ek het dit gedoen wat U my voorgeroep het. Many people who know God has this desire, Lord, that I would stand before You, that I completed the task You've sent me for. No one stands there. Ek het twee mense begrawe wat Maserati besit. En nie een van hulle het gesê, ek wou nog 'n spin vat nie. Nie een nie. They didn't even mention it. It was not on their, it was on their children's sitting there. Die gaan die Maserati ry. But not on theirs. You see, God wants us to have our desires rightly aligned. And our desires determine where our future goes. En jou begeerte en my begeerte rig ons hart. Dit skep binne in ons lewe realiteite. And that's why what you desire is so important. Het julle dit nou neergeskryf al? Come on. That you really desire. You see, if we would really desire revival, we would have no problem driving and spending hours in praying and spending hours in being at prayer meetings and seeking God. Because that would be our priority.
But it's a challenge. Many people find it difficult. And we need to align our desires rightly. Desire is a small, simple thing with a profound impact for our lives. And so when the Bible teaches us about our hearts, and that's why our hearts is so important. Guard your heart. En ek wil vanmôre sê, if you want to name the sermon, it's guard your desires. Weet dit, as jy begeer, as jy dit wat jy in jou lewe begeer, bepaal, ekskuus, hierdie skerm werk nou nie, met die paswoord insit. Bepaal waartoe jou rigting gaan, en so baie van ons desires los ons empty. Dit los ons empty. Jy weet, as predikers sê, many people are chasing after the wind. En ons spandeer partykeer jare om goed te jaag, and to chase desires that have no good outcome. But when we desire God and God's will, jy weet, Augustine het gesê, ons harte sal rusteloos bly tot hulle rus in die Here vind. Die hart van die mens sal restless, will be restless until they find rest, which comes only from finding God. Niks in hierdie wêreld geskep kan daai begeerte vervul nie. So die Here kom en hy werk in ons. And I believe God wants to help us to desire. Many people desire wealth and riches. En weet jy wat gebeur met wealth and riches? In the end, it destroys them. And not that wealth and riches is wrong. But if that's your desire, it will lead you to compromise on things you should never do. It will lead you into trouble. So delight yourself in the Lord is the verse we started with. And God will give you the desire of your heart. You know, if you delight yourself in the Lord, en ek wil graag hieroor praat, verlustig jou in die Here, en hy sal jou gee die begeerte van jou hart. Nou ek gaan dit bietjie na 'n menseplatform toe vat. As ek my verlustig in Christiane, as ek begeerte het om haar te behaag en te geniet, there's some stuff she likes and some stuff she does not like. Christiane love 'n Nutella broodjie. En sy eet nie avokado peer met suiker nie. Wie van julle eet avokado peer met suiker? Shame. Dis jammer. I love avocado pear with sugar. My maat my so groot gemaak is Haskell. Ek het nie geweet jy kan avocado pear met sout eet tot ek uit die huis uit is nie. My hele lewe om net met suiker geëet. Hoekom ma? Hoekom het jy dit aan ons gedoen? Nou eet ons avocado pear verkeerd ons hele lewe. Want dis het my pa se skuld, hy is nie as jy om te doen. Julle sien wat in die tuin van Eden gebeur het. Dit was daai man van my. Die man sê, nee, dit was daai slang. Ja, nee, dit was het verkeerd ons hele lewe. In ons huis, nou as ek en Christiana, as ons avocado peer eet, dan sê ek wil 'n bietjie suiker op hom hê, dan sê sy, ek gooi nie suiker op avocado peer nie. Dit doen jy self. Maar nou eet ek glad nie meer suiker op avocado peer nie, want niemand in my huis, almal is kwaad as ek dit doen. Sê jy straf daai avocado peer. Skot, as jy dit nie gedoen het, jy moet nie daaroor praat nie. I tell you, do it once, jy sal gehoek wees. Dit sal gehoek wees, hy is lekker hoor. Maak vir jou 'n avocado peer broodjie, en gooi so 'n bietjie suikertjies oor. Suiker is wonderlik man, is wonderlik, die drak van ons lewe. You see, if I would want to delight with Christiane, as ek nou haar wil bless, en ek maak 'n avocado peer broodjie met suiker, dan sal die hel los wees. It would not be a blessing. Maar Nutella, ek kan nie chocolate op brood eet nie. Het julle al chocolate op brood geëet? Yes, julle priorities is verkeerd hoor. Nou, smeer hulle Nutella, dis nou net spreadable chocolate op brood. And I love it.
As jy koffie wil maak, maak dit so. Jy weet, dat sy het 'n manier van hoe sy van dinge hou. Sy hou baie van groente. Soos hoenderlewer, hoenderboutjies, hoenderduitjies. Ja. Nee. Sy hou van 'n wragtig spinasie met bietjie room in. En quiche. Wie eet eier en spinasie saam? Hulle maak daai spinach en feta quiche. Wie doen dit? Wie het daai ding uitgedink? Hy moet pak kry. Luister, jy moet 'n bietjie kultuur kry hoor. Ek raak bekommer. Tanya, wat het gebeur daar? Is die Engelse ding gemix geraak? Maar die ding is, you understand that if I delight myself in God, that means I start to make what is His priority mine. I can't delight myself in someone I don't like. Hallo, is dit nie so nie? If I don't like God, I won't delight in Him. You actually honor and love and you live your life in line with Him. And He then becomes the desire. Dit is jou begeerte is om iemand te om jou in iemand te verbly of te verheug. Jy maak daai persoon om hulle bly te maak, die begeerte van jou hart. Daarom, weet jy wat, wie van julle weet, om Sondag kerk toe te kom is nie 'n natuurlike begeerte net in 'n mens se hart nie. Dis iets wat jy kondisioneer in jou eie lewe. Why do we do this? Because we love God. Because we love God. This will be, today we've got this service, then we've got a class after this. Vanaand bedien ek oor Zoom in Frankryk. I've actually had 12, this will be 12 services in the end of the week in total. I'm preaching a lot. But I do none of this for any other reason, but I love God and I enjoy spending time with God's people and I enjoy the Word of God. But the key issue is here, He aligns my heart to what pleases Him. And hy rig ook jou hart. And so that's why desire is so important. If we desire to please God or delight ourselves in Him, then we start to live our life. Wat is vir Hom belangrik? Wat is vir, as ek in my Christiane verbly, there needs to be a repertoire between us. There needs to be a love and a like between us. En ek maak dit na die natuurlike toe, want ons almal kan daarmee relate. Ons almal, selfs Barend. Ja, die het girl uitgevra vir Valentynsdag. Het jy vir een blomme gevang? Jy, so skelm om die hoekie. Ons kom by die mannekamp aan in Peer, wat die mannekamp behou, sy seun Sion is 12 of 13 jaar oud. Die eerste ding wat hy sê is, oom, ek het 'n girlfriend. Ek sê van, ja? Wat is haar naam? Hy sê, wag, ek jou eers 'n foto wys. Hier wys sy foto, hier staan hy met haar op Valentynsdag met 'n bos blomme. Ja. Ek sê nou, wat like sy? Nee, ek weet nie, maar ek like haar. En sy like my. Dis al wat saak maak. Ja, en ek het 'n channel vir haar gemaak. 'n Channel, wat's 'n channel? Nee, 'n TikTok, of wat, nie sy TikTok nie, is 'n ander channel. Iets channel. Ek maak video's vir haar. So wat se video's? Die kom die kat in, en sê, I like you, met 'n bos blomme. 60 verskillende versions van dit. Post hy elke dag. Sy laat dit nie boring nie. Sê nee. Want sy sit 'n hartjie daaronder as sy dit like. En wat kry jy van al die hartjies? Nog niks nie, maar toe maar. Dan kry jy 'n hartjie. Okay, sê, jy moet vir haar sê, elke hartjie is 'n soen. Hy word so rooi, sê, nee oom. Appa sal kwaad wees. Dis 'n snaakse ding. The thing is, guys, if we can realize that our desires create realities. And you and I condition our own hearts. Regtig, ons kan ons harte rig. Daarom sê Paulus vir ons in Filippense 3, rig julle harte na dinge wat daarbo is.
We need to align ourselves with God. En ja, as ek en jy ons begeertes kan bestuur, and this is the thing, go and think about it this week, en ons sal nou die volgende keer, David is nou volgende naweek hier, dan gaan ons 'n bietjie indruk. But the power of desire, if we allow God to align our desires with His will, we allow the motivation and inspiration of the Holy Spirit to guide our lives. Then it's not difficult. Dan is dit nie moeilik om die Here te behaag nie, want dis 'n begeerte. Dan is dit nie moeilik om 5:00 in die môre op te staan en gym toe te gaan nie. Weet, dis daai tipe begeerte. Then everything becomes easy. It becomes easy to serve God and easy to do what is right. Because we desire correctly. En baie keer lei ons begeertes ons verkeerd. Hoekom sukkel ons met party goed? Wie van julle het 'n battle met party goed in jou lewe? Kom. Gaan kyk waar is jou begeerte. Go and judge the desire of your heart. So, I want to close with the verse we started with. Delight yourself in the Lord, and He shall give you the desires of your heart. Ek wil die versie bietjie anders te lees. Delight yourself in the Lord, and He shall give you the right desires. Hy sal in ons wil om te werk volgens sy wil. So, lê jou hand op jou buurman vanmôre, ons gaan saam bid. Dankie Here vanmôre. Thank you Father this morning that we can speak about the desires of our hearts. And that desire or desiring is a power and a force. Dis 'n krag in ons lewens. And Lord, we ask you to help us. Help us, Lord, to guard and to manage our hearts. Soos die woord sê, bewaar jou hart bo alle dinge. And so often our hearts are directed by so many influences. Daar's so baie stemme, daar's so baie gedagtes, daar's so baie begeertes, en Here, help ons dat ons harte kan bewaar. Daar's soveel strategieë daar buite, waar die vyand ons hart wil beïnvloed na dinge wat nie na die lewe toe lei nie. Help ons, Here. En dankie dat U ons hier ontmoet. En in hierdie week, soos ons oor ons begeertes dink, soos ons begeertes in introspeksie neem, soos ons kyk na wat is dit eintlik wat in my hart is, help ons om ons harte te belyn met U hart in Jesus se naam.